Goeiedag, so 'n paar refugee antwoorde vir die 14de Augustus. Eerste vraag is eintlik 'n sad one. Ons het opgedag by die plek waar ons by mekaar moet kom om te vlieg. En toe ons daar kom, toe kom ek agter ek het nie my paspoort by my nie en ek kan hom nie kry nie. So obviously kan jy nie vlieg daar nie. Hy is teruggestuur omdat hy nie 'n paspoort by hom het nie. Daar is vir my gesê ek moet vir hulle laat weet sodra ek my paspoort aansoek gedoen het, 'n nuwe een het of myne opgespoor het en dan sal hulle verder die proses vat. Wie moet ek kontak? So, daai mense wat vir jou gesê het jy moet laat weet, jy moet vir hulle laat weet. Ek het geen idee wie anders jy kan kontak vir dit nie. Jy moet daai laaste kontakte wat jy gehad het, die e-mails wat hulle vir jou gestuur het, jy moet na hulle toe terug e-mail toe stuur en sê jy het jou paspoort gekry. Ongelukkig, daar's nie 'n nommer wat jy kan bel of ietsie, so jy gaan maar moet geduldig wees. Hooplik kom hulle vinnig terug na jou toe. So onthou vir die mense wat kom, maak seker jy kyk al jou papiere en vir al jou paspoort, alles is reg die dag as jy gaan opdag vir jou vertrektyd. Jy kan nie vlieg sonder paspoort nie. Ek kwalifiseer nie vir die program nie. Wat se ander opsies het ek? Okay, kwalifiseer nie vir die program nie want ons is in Namibië byvoorbeeld of ons het dual citizenship met 'n ander land. Maar ek wil nog steeds Amerika toe, wat se opsies? Baie moeilik, baie min. Jy kan die H2A program probeer, maar dit is tydelik, dis temporary season work. Jy kan aansoek doen vir 'n skool, maar dit is net vir skool, jy kan nie werk daarmee nie. Dit is baie moeilik op die oomblik om in Amerika in te kom op 'n gewone immigrasie om te kom werk, want jy moet 'n sponsor kry. Daai ou wat jou sponsor moet vir die government wys dat daar's niemand anders in Amerika wat die job kan doen nie, dis hoekom hulle jou kry. So dis baie moeilik op die oomblik met wat aangaan met die shutdown van al die immigrasie en illegal immigration onder president Trump. Is dit moeilik om in te kom op 'n gewone visa net. Ons is nie getroud nie, ons het 'n kind saam. Wat moet ons maak? Kan ons saam oorgaan? Wel, as julle nie getroud is, gaan julle albei apart moet aansoek doen vir die program. Maar julle moet net link aan mekaar. Met ander woorde, een van die twee gaan moet die kind opsit op hulle se naam. Hier is die probleem. Sê nou maar die ander word afgekeur. Wat dan? So, as ek julle is, trou ek voor ek kan die program aan die gang kom. As jy nie wil 'n gap vang waar miskien 'n delay, want al taai julle met mekaar, weet nie taai nie, al link julle met mekaar, is die kans nog goed dat na twee verskillende plekke toe gestuur word in Amerika. Dis die enigste probleem. So, het maak nie saak as jy saam 'n kind het nie. As jy nie getroud is nie, dan sien hulle dit nie as 'n gesinpakkie saam nie. En jy kan nie saam meteen aansoek kom nie, jy moet apart aansoek doen. Ek wil graag as ek daar kom law enforcement of die military join, wat is die requirements? Ek het al voorheen gemaak. Jy moet eers 'n green card holder wees vir net vir die military. Law enforcement moet jy eers 'n citizen wees. Wat is die afsny ouderdomme? Military, die hoogste afsny ouderdom is 42. Law enforcement party hoër is dit. Dit hang af wat jy wil doen in law enforcement. En dan ook, sekere law enforcement verwag 'n bachelor's degree of 'n master's degree, val as jy federal FBI, daai tipe van ding doen. So jy moet net as jy kom, waarin stel jy belang? Local police, city police, state police, gaan die staat waar jy is en doen daar navorsing as jy hier aankom. Dis verskillend van elke staat. Weet, ek en my man is saam op die aansoek. En een wys complete, een wys in progress. Is dit 'n probleem? Nee. Moenie oor daai goed worry nie. Moenie worry oor waar staan complete, progress, review, whatever nie. Dit is 'n proses, dit is vir hulle administratiewe beheer. Jy sal net, hulle sal vir jou sê, volgende afspraak wat julle moet nakom en die volgende stap wat julle moet nakom. Maar daar gaan definitief een in progress wees en een complete wees, want hulle doen elke ou individually se background checks en alles. En partysin kom vinniger terug as anders. Kan pleegkinders saamkom? Pleegsorgkinders? Nope. Dis nie nope, vaste nope nie. Dit gaan oor die beheer van kindersmokkelary.
Jy gaan allerlei papiere moet hê wat wys daai kinders is nou, jy gaan hulle met wettig aanneem. Jy gaan hulle nie net kan pleegouers wees en saambring nie. Daar's nie 'n manier nie. As hulle pleegouers is, obviously die ouers kan oorlede wees, hulle eie bloedouers kan oorlede wees of so, gaan jy allerlei toestemmings moet kry. Die enigste manier hoe jy pleegkinders kan saambring is as jy hulle wettiglik aanneem deur die hof. Hulle gaan definitief nie jou sommer net skuif met pleegkinders land uit nie, want dit is 'n probleem met human trafficking. So ongelukkig vir daai ene gaan jy moet seker maak by die hof, alles is goed, dat jy kan travel met hulle. Met wie maak ons kontak? Ons kaartjies is gekanselleer. Wel, daar's nie 'n plek met wie jy kan kontak maak nie. Daar's nie iemand wat jy kan bel en sê, kan julle my help met die proses nie. As jou kaartjies gekanselleer is vir een of ander rede, hulle sal weer na jou toe kom. Die laaste e-mailadres wat jy van hulle het, met wie wat jy gewerk het, wat jy kan vir hulle e-mail stuur, maar gaat hulle jou antwoord, dat kan jou nie garandeer, hulle gaan jou antwoord nie. So ongelukkig is daar nie 'n hotline wat jy kan bel en sê, hey, help my met die proses, waar trek ek en so aan nie. Definitief nie, ongelukkig nie. Jy moet maar net geduldig wag. Sal my H2A visa wat ek vir die laaste 5, 6, 7 jaar al gebruik, 'n impak op die program hê? Absoluut nie. Dit gaan nie negatief of positief wees nie. Kan dalk positief wees in die sin van, jy is nou al 5, 6, 7 jaar in Amerika en jy kan sien jy is 'n goeie ou, jy het nie in die moeilikheid getrap nie. En jy het elke keer teruggegaan op jou, behalwe as jy jou visa oorstay het, dan gaan dit 'n probleem wees, maar nee, verder sal dit nie 'n probleem wees as jy alles normaal reg gedoen het nie. Gaan 'n kriminele rekord mee pla? Nie noodwendig nie. Doen aansoek. Okay, as jy aangekla was vir moord, nie skuldig bevind en daai gaan definitief jou pla. Jy weet, of gewapende roof, die tipe van 'n gewelddadige kriminele rekord. Maar gewoonlik small petty crime en daai, dis nie noodwendig dat jy gaan afkeer nie. So, doen aansoek, dat hulle jou afkeer as hulle moet. Is dinge regtig beter in Amerika? Ons is nou ver amper goedgekeur, ek en my vrou en my 2 klein kinders, maar ons is nou bang, is dinge regtig beter daar of moet ons maar net bly waar ons is? Ek kan verstaan mense koue voete kry. Dinge is regtig baie beter as in Suid-Afrika. Glo maar vir my, ek bly al 18 jaar hierso. Jy kan sien op my video's wat ek maak as ek buite is. Daar's nie traliehekke voor ons vensters en deure nie, daar's nie palisade op en electric fence of niks nie, alles staan oop. Daar's werk, alles werk. Daar's die services werk. Krag gaan af, binne minute gaan jy messies kry dat hulle weet die krag is af. Hulle gaan iemand sit om dit te kom fix. Binne 'n paar ure is dit gefiks. Binne minute partykeer is dit gefiks. Dienste werk hierso, alles werk. Skool is verniet. Ons maak goeie lewens in Amerika, definitief. En baie veilig. My kind het groot geword hier. My dogter as 'n normale kind in die strate gespeel, bicycle gery. Sy ry in die aande, 16 jaar oud. Ry sy in die aande alleen met 'n kar dorp toe, in die donker. Gaan kuier by maatjies. Ja, dinge is definitief baie beter in Amerika. Ons wag nou al 2 maande na ons aansoek gedoen het vir kontak en so. Is dit normaal? Ja, dit is normaal. Daar's party mense wat 15 maande, 16 maande gevat het deur die proses. Geduld is die groot ding vir hierdie plek. Maar ek seker, ek het my aansoek ingesit, maar ons het nog nie submit nie, want ek wil nog eers my paspoorte moet kry. Nee, jy moenie wag vir jou paspoorte nie. Submit die ding. Jou paspoorte sal kom eventually, en dit sal op eventually einde, as jy het nog nie het nie, 'n bietjie delay maak, maar as jy nou eers wag tot jy oor 2, 3, 4, 6 maande jou paspoorte kry en dan aansoek doen, is die ding dalk toe. So nee, doen onmiddellik aansoek, sit dit in. Jy hoef nie onmiddellik jou paspoorte te hê nie, maar jy gaan dit nodig hê om te vlieg. I'm a single mom. What about childcare in America? Is it expensive? Will I afford it? In America, there's millions of single moms. Millions of them. And you have 2 children? There's millions of them with 6, 7 children. Single moms. They don't get the best paying job, but they're still able to survive. Childcare is, there's a subsidy for if you're under a certain income. If you're over a certain income, it's fine. School is free. So don't worry about that. And there's a lot of support in your neighborhood, in your community and all that. You can get different support from the state as well. So
come over, don't worry about that. There's millions and millions of single parents in America with children, and it all makes us all successful. Dis wat ek het vir vandag. Enige ander vrae sal dit hieronder as ek vir julle antwoord. Môre kan ek dalk 'n live doen. Ek is nie seker nie. Nog nie, want ek moet môre 'n hele dag vlieg. Maar hulle het nog nie vir my goed gestuur of ek getaak is vir 'n paar sorties nie. So daai kan dalk nog gekanselleer word. En as dit gekanselleer word, sal ek môre live doen. Hier somewhere tussen 3 uur môre middag en 7 uur môre aan Suid-Afrika tyd. Check dit uit. Sien julle later. Geniet die dag.